Gemeente, die skrif leer, dit gaan goed met die mens vir wie God uitkies en laat nader kom om in sy huis by mekaar te kom. Die genade sal by julle almal wees, wat ons Here Jesus Christus met onverganklike liefde liefhet. Amen. Broers en susters, ons het teen God gesondig. Ons het gedoen wat verkeerd is in sy oë. Laat ons lewe ondersoek en onsself vergewis van ons sonde en liefdeloosheid. Oor die wet soos wat Jesus het opsom in Markus 12, vers 28 tot 31. Een van die skrifgeleerdes het hulle woorde neer en het nader gestaan. Toe hy sien dat Jesus hulle 'n goeie antwoord gegee het, vra hy vir hom: "Wat is die heel grootste gebod?" Jesus antwoord hom: "Die eerste is, luister, Israel, die Here ons God is ons enigste Here. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, en met jou hele verstand, en met al jou krag. Die tweede is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Geen ander gebod is groter as die twee nie." Broers en susters, ons het sopas deur ons sang ons sonde vir God bely. In 1 Johannes 2 vers 1 verseker God ons dat hy ons vryspreek. En as een van ons sondig, ons het Jesus Christus die regverdige, as ons voorspraak by die Vader. Almal wat vrygespreek is, bely opnuut hulle geloof in die drie-enige God. Kom ons bely ons geloof. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, en van alle sienlike en onsienlike dinge. En in een Heer, Jesus Christus, die enige gebore seun van God, gebore uit die Vader oor alle tye. God uit God, lig uit lig, wragtige God uit wragtige God, verwek, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alle dinge ontstaan het, wat ter wille van ons, die mense, en ter wille van ons saligheid, neergedaal het uit die hemel, vlees geword het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria, en mens geword het, wat selfs vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gelei het en begrawe is, en op die derde dag weer opgestaan het volgens die skrifte, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God die Vader, wat weer sal kom met heerlikheid om te oordeel, die wat nog lewe, die wat reeds gesterf het, wie se koningsheerskeppy geen einde sal hê nie, en in die Heilige Gees, die Heer en die lewendmaker, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik word, wat gespreek het deur die heilige profete. Ons glo een heilige, algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die ontstanding van die ontslapenis en die lewe van die toekomstige eeu. Amen. Gemeente, kom ons bid nou saam terwyl jy net so bly sit. So wonderlike hemelse Vader, Here, ons dankie vir die wonder van geloof. Geloof, Here, wat U in ons harte wek, deur die wonderlike inwerking van U Heilige Gees. En dat ons lewens nie kan indink of voorstel as U nie daarvan deel is en die kern vorm nie. Here, maar nou is dit ook so dat ons onsself in ons geloof nie altyd alleen bevind nie. Ons is ook deel van die gemeenskap van gelowiges, van die kerk, van die gemeente van Jesus Christus, en daarom word ons lidmate, en daarom het ons by mekaar belang, in goeie tye, in tye van vreugde, maar ook in daardie swaar tye van hartseer, is ons hier om mekaar te bemoedig, te versterk en voorbidding te doen. Ons doen dit dan ook, Here, vir baie van ons lidmate wat in hierdie dae moeilike tyd ervaar. Ons dink aan die Desie en haar familie. Here, hoe seer is dit? Dit wat hulle in die afgelope tyd ervaar het. En ook nou Martie en haar familie, dit wat ons in hierdie week ervaar het. Here, dis vir hulle verpletterend. En nou is ons gebed dat U wonderlike liefde vir hulle genoeg sal wees, maar dat U ons ook sal inspireer om soos wat U van ons verwag,
ook na mense uit te reik wat hartseer is. Dankie ook Here dat ons vanoggend ook vir Sanmarie kan toevoeg tot ons beleidende lidmate. Dankie Here vir haar geloof, haar entoesiasme vir die Bybel, vir haar Here. Dit is wonderlik, Here, as ons jong mense op hierdie wyse ook hulle geloof oortuigend in die wêreld uitleef. Seën ons met alles waarmee ons vanoggend besig is en laat dit tot opbou van hierdie gemeente wees en uiteindelik ook tot U eer. Ons bid dit in Jesus Christus se naam. Amen. Die perikoop van Efesiërs 3 vanaf vers 14 tot en met vers 21 is seker een van die mees pragtigste gedeeltes in die Here se woord. Paulus se gebed vir die Efesiër gemeente is altyd ons gebed vir gelowige gemeentes van alle tye. Kom ons lees dit en dan wil ek baie graag aan die hand van hierdie pragtige gebed vanoggend in die lig van ons gebeure dan 'n woord van die Here in die prediking met u deel. Efesiërs 3 vanaf vers 14 sê Paulus, daarom kniel in gebed voor die Vader, aan wie die hele gemeenskap van gelowiges in die hemel en op die aarde sy bestaan te danke het. Ek bid dat hy deur sy gees uit die rykdom van sy heerlikheid aan julle die krag sal gee om innerlik sterk te word. Dat Christus deur die geloof in julle harte sal woon en dat julle in die liefde gewortel en gegrondves sal wees. Mag julle in staat wees om saam met al die gelowiges te begryp hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van Christus strek. Mag julle sy liefde ken, liefde wat ons verstand te bowe gaan, en mag julle heeltemal vervul word met die volheid van God. Aan hom wat deur sy krag wat in ons werk magtig is om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink. Aan hom kom die eer toe in die kerk deur ons verbondenheid met Christus Jesus deur al die geslagte heen tot in alle ewigheid. Amen. Let op die woord in vers 21, aan die Here kom die eer toe, en dan sê hy, in die kerk, deur ons verbondenheid met Christus. Liewe Sanmarie en jou familie en broers en susters in die Here, 'n mens is geskep met die doel om deel van God se geestelike familie te wees. God wil 'n familie hê. En hy het elkeen van ons geskep om daarvan deel te wees. Die hele Bybel is die verhaal van God wat 'n familie bou, wat hom sal lief hê, wat hom sal eer en dien en saam met hom sal regeer. Omdat God in wese liefde is verhoudinge vir hom kosbaar. God identifiseer homself in terme van 'n verhouding, Vader, Seun en Heilige Gees. Die drie-eenheid is God se verhouding met homself. Dit is die volmaakte patroon vir 'n verhouding wat in harmonie is. En God wou daardie verhouding ook met die mens deel. Daarom dat hy ons geskep het. En die oomblik as jy in Jesus Christus glo, ons vertroue volledig in God plaas, dan word ons sy kinders. En dan word ons as kerk sy geestelike familie. Elke mens is deur God geskep en word daardeur die geboorte noodwendig deel van die menslike geslag. Maar om deel van God se familie te word, moet 'n mens deur 'n tweede geestelike geboorte deel van God se familie word. Die Bybel beskryf 'n gelowige sonder 'n kerklike familie, soos 'n orgaan sonder 'n liggaam.
Dit is 'n onnatuurlike toestand. Vandag se gemeenskap en kultuur wat baie sterk klem lê op die onafhanklike individu, skep baie geestelike weeskinders. Mense wat los staan van kerklike liggame sonder enige identiteit of verantwoordbaarheid of commitment. Baie glo dat 'n mens 'n baie goeie gelowige sonder die kerk kan wees. Maar die Bybel bied oortuigende redes waarom 'n gelowige as 'n aktiewe deel van 'n plaaslike kerkgemeenskap behoort te wees. Kom ons kyk na enkele redes wat die Bybel vir ons gee. Die eerste is, 'n kerkfamilie identifiseer 'n mens as 'n ware gelowige. Jesus sê, as julle mekaar liefhet, as die wêreld sien dat julle mekaar liefhet, dan weet die wêreld dat julle my disippels is. As ons almal in 'n kerkfamilie kan tuiskom, vanuit verskillende agtergronde, verskillende sosiale stande, verskillende opvoedingspyle, maar ons is 'n eenheid, dan is dit 'n kragtige getuienis in die wêreld. Daarom dat die apostel vir die gemeente in ons geleesde gedeeltes bid, dat hulle saam sal begryp hoe hoog en wyd die liefde van Christus is. 'n tweede rede is dat dit 'n mens se lidmaatskap aan 'n kerklike familie is, wat 'n mens uit isolasie beweeg. Die plaaslike kerk is jou klaskamer, waar 'n mens leer om oor die weg te kom met ander in God se familie. Dit is die oefenplek vir die beoefening van onselfsugtige en simpatieke liefde. As 'n deelnemende lid leer 'n mens sorg vir ander en deel in die ervaring van ander. Daarom dat die apostel sê, as een lid van die liggaam ly, dan ly die hele liggaam saam. 'n derde rede vir lidmaatskap is dat dit die beste wyse is om jou geloof te ontwikkel. En hier moet 'n mens weet dat 'n mens nooit tot geloofsvolwassenheid sal groei deur net 'n passiewe toeskouer te wees nie. Deelname aan die volle lewe van die kerk bou 'n mens se geloof uit. Die Nuwe Testament alleen gebruik die woordjie mekaar meer as 50 keer. Wees lief vir mekaar, bid vir mekaar, bemoedig mekaar, dien mekaar ensovoorts. Ware geloof ontwikkel in 'n verhouding. Ons het meer as die Bybel nodig om te groei. Ons het mekaar nodig. Ons groei vinniger en sterker deur van mekaar te leer en aan mekaar verantwoordbaar te wees. 'n volgende rede vir lidmaatskap aan die kerk is dat dit die manier is waarop 'n mens aan Christus se sending in die wêreld deelneem. Toe Jesus op aarde fisies rondgeloop het, was God deur die fisiese liggaam van Jesus Christus teenwoordig. Maar vandag gebruik God 'n geestelike liggaam en word die kerk God se instrument op aarde. Ons wil nie net God se liefde illustreer deur mekaar lief te hê nie, maar ons moet dit ook in die res van die wêreld uitdra. 'n laaste rede wat die Nuwe Testament gee vir lidmaatskap aan die kerk is dat dit 'n mens se kerkfamilie is, wat 'n mens keer om geheel en al in die sonde te vervul en daar te bly lê. Geen een van ons is immuun teen versoeking nie. En as ons in 'n sekere situasie beland, kan enigeen van ons sonde. En omdat God dit weet, plaas hy ons in 'n gemeenskap soos die kerk, waar ons vir mekaar verantwoordelikheid neem. Ons word aktief opgeroep, almal van ons, om in mekaar se geloofslewens betrokke te wees. Hoekom is ek dan 'n lidmaat van die plaaslike gemeente van die Here? Omdat die geloofslewe van 'n gelowige meer is as net toewyding aan Christus. Dit is ook toewyding aan ander gelowiges.
Daarom dat die apostel, as hy vir die mensdom bid, in Efesiërs 3:15 verwys na die gemeenskap van die gelowiges. En nou moet elkeen van ons vanoggend vra, is ek werklik deel van daardie gemeenskap? Is ek so betrokke by my plaaslike gemeenskap dat ek die volle waarde vir my persoonlike geloofslewe daaruit put? Mag die Here nie net vir Sanmarie vanoggend nie, maar vir elkeen van ons seën deur ons teenwoordigheid hier, ons betrokkenheid hier, om deel te wees van hierdie geloofsfamilie wat Horison is, waar ons mekaar se geloof voortdurend versterk en ook na mekaar uitreik in liefde as mense dit nodig het. Daartoe help die Here ons altyd deur sy Heilige Gees. Amen. Kom ons dank nou saam. Baie dankie Here vir die bestaan van hierdie gemeente. Dis u gemeente, u het dit lief. U het geoordeel dat daar moet so 'n gemeente wees. Dankie dat u vir ons inspireer om hier, Here, die woord nie net te verkondig nie, maar dit ook uit te leef met liefde, waar ons, Here, nie net u eer nie, maar ook mekaar se geloof versterk, omdat ons saam deel in die wonderlike genade wat u aan elkeen van ons bewys. Dankie Here vir Sanmarie wat vanoggend deel word van ons gemeente, maar ook vir elkeen van ons wat as lidmate deel is van Horison gemeente, waar ons u woord kom hoor, waar ons ook in liefde saam gemeenskap van die gelowiges is. Seën ons deur ons teenwoordigheid, ons betrokkenheid hier, en laat alles tot ons opbou wees en tot u eer. Ons bid dit in Jesus Christus se naam. Amen. Gemeente, ontvang dan nou die seën van die Here en gaan in sy vrede. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God, deur die kragtige werking van sy Gees, met elkeen van julle wees en bly. Amen.